Laat my toe almal te groet vanmôre opnuut in die wonderlike naam van die Here, ons besoekers in die besonder, online viewers, baie dankie vir die teenwoordigheid vanmôre. Die eiskinders, dankie. Ons bid dat die Here vir u verder wonderlik sal seën. Die vooraf geleesde gedeelte vanmôre wil ek graag oor praat en die Here het baie sterk op my hart gelê. Hierdie boodskap ponder al nou 'n geruime tyd in my hart en wat die Here met my mee praat. En ek wil vanmôre saam met u praat en ek gaan dit die Engelse titel van dit How to recover your cutting edge. How to recover your cutting edge. 'n Storie wat nie onbekend is in die Bybel nie. Ons het dit baie keer op die verskillende maniere gehoor, hoe verskillende mense met dit preek. En hier vind ons seuns, hulle vind uit die plek waar hulle aanbid of waar hulle geteach word, het 'n bietjie te klein geraak en hulle besluit toe om 'n bome te gaan kap by die Jordaan rivier. Dink dis wat die skrif sê. En terwyl hulle besig is om die bome te kap, terwyl die een ou kap hy so dat die steel van die byl in die water val. En hy roep na die man van God. Die man van die Here vra, waar het die byl geval? Of waar het die steel geval? En met sy noodkreet sê hy, dit was 'n geleende byl. Jy weet, Brendan, is baie easy om kras op die jongman te wees. Om te vra, hoekom is die jongman so nalatig? Het hy dan nie gekyk terwyl hy kap dat die byl nie, dat die steel nie losraak nie? Jy weet, soms as 'n mens kap aan wie jy voel, nou hoe het hy dan nog nie? Is baie maklik om te vra, om dit te sê, hoe het hy dan nie nood gevat van dit nie? Waar was sy gedagte? Maar ek vra myself die vraag, terwyl ek weer, Here, hoe kan hierdie woord tot toepassing vir ons as u kinders is? Wat se value kan hierdie woord vanmôre vir ons hê? Wat kan dit van ons sê? Hierdie woord vanmôre. Ons lewe in 'n tyd en dit is baie maklik met in die modern kerk wat ons leef, in die kerk in die tyd wat ons lewe, dat ons lewe in 'n tyd waar, en as niks fout met dit wat ek vanmôre sê nie, as niks fout nie, kerk moet 'n program hê, kerk moet sy dinge hê wat hy mee besig is, maar een ding moet die kerk nooit verloor nie, sy cutting edge. Die kerk moet nooit sy krag verloor nie. Is so baie maklik deesdae in die lewe wat ons leef is, ons kan nie sit, ons kan sing en whatever wat ons doen. Is baie maklik om voor te gee. So easy. You can look like it. You can do it like it. But you have no effect. Wil jy moet weer hoor wat ek sê. Jy kan lyk soos dit lyk. En as ek praat van lyk, aangetrek is, kwai lyk en wat ook al, hoe ook al en so aan te. Jy weet, ons het ding al so hoe sê mens, ek soek die woord, bemeester. Mense het al so die ding bemeester, dat jy kan staan en dan lyk het jy praat uit die krag uit. But it's in the flesh. And there's no cutting edge to what you're saying. You make no inroads. Jy maak geen verskil nie. But you are there. You have lost your cutting edge. Die simla is baie maklik vir ons as leiers om agter die leierskap weg te kruip.
wat in onsself het die krag al lankal verdwyn. So easy. En hier sien ons 'n jong man, en ek terwyl ek kyk, probeer ek understand, wat gaan hier aan? En ek vra Heilige Gees, maak 'n bietjie oop man, dat ek bietjie kyk, wat is die storie? Wat kan ons uit hierdie situasie uit leer? Van ons almal is net op die geleende byl. Ons is net daarop uit. Maar daar's ander dinge wat 'n mens moet sien in hierdie gedagte in. Die eerste ding wat my aandag trek is toe die byl se steel in die waterval, toe's die jong man bekommerd. He's concerned. Luister mooi, wat was my titel van my woordskool? How to recover your cutting edge. En hierdie jong man het dit verloor. Hy's concerned. En sy concern is dat hy 'n noodkreet skree. Nou jy sien, ek wil vanmôre vir julle sê, as jy nie concern is met wat jou geestelike lewe op die oomblik is nie. If you are not concerned how your spiritual life is, dan weet ek nie waar is jy nie. Dan weet ek nie waar is jy nie. As jy tevrede is met die feit waar jy dink jy is, jy kap sonder dat jy bewus is, jy het nie meer die edge nie. Is amper soos hout teen hout. As die moet die boom wees, as die boom is, die jongman kap, en hy kap sonder om te weet wat hy kap, weet jy wat doen jy? Jy krap nog verder meer krag as wat jy in jou het uit. Because dit maak geen impak met dit wat jy wil doen nie. There's no difference that your cutting is doing. Somehow, people are not anymore concerned with their spiritual lives. Ek is alright, Brandon. Ek het die Here aangeneem, ek is op pad hemel toe. Daar's 'n gedeelte in die Bybel wat sê, mense het die gedaante van 'n godsaligheid, maar die krag het hy verloor. I can sing, I can dance, I can do anything, because van ons het dit al so ge-expert, ons is experts in wat ons doen, maar daar's no effect wat jy het. Verklein maar bly. No effect. Jy is al vir 50 jaar in die kerk. As ek jou nou vra hoeveel siele jy ingebring, no effect, because you are out without the power of the Holy Spirit. Die krag van die Heilige Gees. Deesdae gaan die mense net deur emotions, dit gaan net deur emotions, maar ons vergeet dat die belangrikste is dat die Heilige Gees krag is dit wat die verskil kan maak. Not your flesh, nie die dinge van die vlees nie, maar die krag van die Heilige Gees. Ons kan almal flous. Ons kan almal voel. Maar ons gaan God nooit kan flous nie. En as jy nie concerned is op die oomblik met jou geestelike lewe, jy's besig om gevaar te loop. Die gemeente van Laodicea, Openbaring hoofstuk 3. Die Here sê vir die gemeente van Laodicea, ek ken jou werke. Luister mooi, ek ken jou werke. Ons dink die Here ken ons, hy weet ons, hy prys sy wonderlike naam. Ons dink hy ken ons nie. Ons is meer geworry oor wat mense, maar die Here ken jou. En hy sê vir Laodicea se mense, ek weet hoe jou temperatuur is. Jy's nie warm nie. Jy's nie koud nie. Maar jy's lou. En omdat jy lou is, sê die Here, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Moenie verkeerd verstaan nie, ek wil julle moet mooi luister wat ek vanmôre sê. Baie keer kruip ons agter die gedagte, where 2 or 3 are gathered in His name, He's in our midst.
dan is jy lankal sonder die krag, hy sê is meer daar nie. Van ons skuil soms agter dit, maar die krag van God, jy sien nie meer die werke wat die Here in mense lewe doen. There's no impact in your life. Nothing. Is dood. Jy kan nie deurbreek nie, jy kap, en jy kap, jy's besig om krag te mors sonder dat jy verskil kan maak. En vanmôre wil die Here hê dat ek en u moet sy teenwoordigheid opnuut voel. Ons moet weer opnuut na sy teenwoordigheid kom. Maar jy sien Brendan, vir ons om daar te kom, ek praat oor recovery stages. As jy nie concern is nie, oor waar jy is, dan gaan jy nie by die plek kom waar jy moet confessie. If you are not concerned with where you are at the moment, you will never confess. Because when you concern, you will come to God and you will confess. Wat maak die jongen? Hy is so concerned because hy weet, hy's trouble hier so. En hy roep die man van die Here. Because he confess, hy sê, ek het gekap en die byl het in die water geval. Confession. Hy kon eerlik gesê het, en dit wat ons soms doen, Brendan, is baie maklik om ander mense te bly, maar ons kan nog steeds in ons eie self kyk nie. Hy kon gesê het, daai man het my, hy kan geleeg het en klomp dinge gedoen het, om te sê, dis daai man, maar hy's eerlik, hy's confess, hy sê, die ding het ek gedoen, ek het gekap en die byl het in die water geval. The Bible says, if we confess our sin, God is able to forgive us. Hierdie man hardloop onmiddellik na Elisa toe. En hy sê vir Elisa, byl het in die water geval. Hy kan nie meer die werk voortsit nie. Halleluja. There must come a time in our lives where we need to confess that we lack God's Spirit in our lives. Ek praat van 'n kerk, praat as ons as kerk. There must be a time in our life that we come and confess before God that we lack your Spirit in our lives. En as jy nie kan confess nie, dan loop jy die gevaar dat jy altyd dinge in die vlees gaan doen. Ek wil vir jy vanmôre jouself ondersoek. Ek wil dieselfde ding vat van hy song, en ek bly verkeerd kry. Ek hoop ek kry hom reg. Ek is nie waar ek was nie, maar ek is ook nie waar ek wil wees nie. Sê ek hom reg nou? But let me tell you, daar's baie mense wat nog waar hy was nog steeds is en nowhere move nie. Pastor, hoe is so kwaai vanmôre? Nee, ek sê kwaai nie. Don't blame the messenger. Blame the message. Geneig om ek kon onthou daai jare, ek wil net sê, ek kon onthou daai jare, daai tyd het die Postman bicycles gery. En as hulle blauwbrief wil, sien die blauwbrief kom aan jaag die Postman gooi hom klippe. Hy deliver net die brief, hy het dit iets geskryf, hy moet dit aflewer. Hy moet dit kom gee. Don't blame the messenger. You just bring the message. En die Here praat met ons, en ek sê altyd ek het my pa gesê, my pa, die brief is blou, maar maak reg man, jy moet die goed reg maak. Dan gaan jy mos nie meer blou briewe kry nie. Make right. Make right. Confess your sin. Sê vir die Here, wees eerlik. Ek sê altyd, ons moet 'n postmortem van onsself neem. Ons 'n probleem soms as ons kyk na iemand anders, dan wil ons daai persoon oordeel wat ons onsself oordeel. Ons wil ander mense sê wat se sonde hulle het, maar ons kyk ons eie sonde raak nie. Jy moet by die plek kom, voordat jy die krag kan terugkry, moet jy by die plek kom, waar jy bewus raak van jou eie foute, waar jy bewus raak van dinge wat jy in jou lewe doen, wat God nie behaan het nie. Amen. 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 Confess.
En so wonderlik, Brendan, ons wat sy kinders is, that's excuse me, because God het die prys betaal vir ons. Hy het die prys vir ons betaal, en dit is daarom ons kan met vrymoedigheid na die troonkamer, sê die Bybel so nie, ons kan met vrymoedigheid na die troonkamer gaan. En God wil vanmôre hê, dat ek en u by daai plek moet kom, dat ons moet weet, en dat ons moet bewus raak, dat ons voor hom moet bely. Nie voor mense, nie voor hom. Die derde ding wat my gedagte getrek het, in hierdie jongman se lewe is, hy word bewus daarvan, dit wat hy gehet het, of dit wat hy het, behoort nie aan hom nie. Hy het die begrip, dit wat ek het is nie myne nie. Hy sê my jaar, dit is nogal geleen. Die feit dat hy dit sê my een ding, hy is bewus, dit is nie sy eiendom nie, en hy is in die moeilikheid, omdat hy het verloor het. As jy nie concern is, dat jy nie meer die krag van die Heilige Gees het nie, then you in trouble. Because remember one thing we must remember, we all will give account before God, with what we have done on this earth, in the flesh. Amen. All of us will give account of what we have done. Jy sien, jou lewe en my lewe is nie ons sinne nie. Die Bybel sê, of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. We belongs to the Lord. En een ding wat God vir ons gegee het van sy kinders, is sy Gees. Sy Heilige Gees krag. En luister, dit is nie joune nie. Dit is nie myne nie. Dit is die eienaar wie dit vir ek en u gegee het. En sy naam is Jesus. Hy het dit vir ons gegee, sodat ons in krag en in heerlikheid kan beweeg. Maar dit het dit vir ons gegee, sodat ons kan beweeg met die volheid van krag. Jy moet concern is, as jy die krag van God verloor het. You need to be concerned. As jy die krag van God in jou lewe, ek praat van die Heilige Gees, die dunamis krag, as jy dit vergeet het, as jy dit verloor het in jou lewe, you need to be concerned. If you are not concerned, you are walking a dangerous road. Jy loop 'n gevaarlike pad. As God se woord aan jou niks meer kan maak nie, then you're on a dangerous road, my friend. Brother and sister, you're on a dangerous road. As God se woord nie met jou meer kan praat nie, dan sê dit my een ding, dat die vlees en die sondige natuur het jou lewe oorgevat. As dit Romeine sê, hy sê, sal ons dan aan die sonde bly, sodat die genade meer kan word? En sing ons saam ook nog, stellig nie, stellig nie. Daar moet tyd in jou lewe is, there must be a time in your life that you upset that the Spirit of God is not anymore with you. Een ding wat David geskryf het, die gesondig het, hy sê, Here, laat u Gees nie van my af wyk nie. David het geweet hoe belangrik die Gees van die Here is. Kan ek julle remind, 'n man in die Bybel, baie mense dink dat sy krag in sy hare gelê het, is omdat die Gees van God vir hom gewyk het, dat hy nie meer hy krag gehad het. Die Samson, toe die Gees van die Here, because jy kan nie elke keer, as jy nie weet op om te stop nie, elke keer voortgaan met jou ding wat jy doen, en dink dat jou ding nie nagevolge gaan het nie. There will come a time when the Spirit of God will subside from you. En die Gees van die Here van jou sal weggaan, as jy aanhou met sonde. As jy aanhou doen wat God nie behaag nie. So you need to come to that place. Jy moet by jouself kom. Die ryk jongman, nie die ryk jongman nie, die verlore seun. Die Bybel sê, hy het tot homself gekom. Hy het besef, wat nou is, ek is suppose om te wees nie. Jy weet, soms dink die mense, die jongman het afvallig geword, daar by hy plek. Weet, the moment when he left his father's house, he backslide. Die moment toe hy sy pa se woning verlaat het, toe is dit dan. Die dinge wat plaasgevind het, is die after effects van sy decision wat hy gemaak het. Jy kan kies om te bly soos jy is en dinge in die vlees doen.
Een ding verseker, dat die krag van die Here kom nie deur ons eie natuurlike aanwysings nie. Dit kom van die Here self. Handelinge 1:8, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En wat sal julle wees? Julle sal my getuie wees. Wanneer die krag van die Here oor jou kom, dan sal jy weet om te praat, dan sal jy weet om sy werk te doen, dan sal jy weet, jy kan 'n impak maak in mense lewe, wanneer die krag, die dunamis krag, jy het gesien wat gebeur in die Bybel in Handelinge 8, in Handelinge 1:8, toe die manne die krag ontvang, hulle gaan uit, wat gebeur? Petrus spreek een preek en 5000 man kom tot inkeer. Uit krag uit, jy sien Petrus, hulle kon dit nie doen in die vlees nie, because hulle know, when the flesh is carnal, the spirit brings life. En toe hulle preek en die Heilige Gees oor hulle gekom het, toe daar verandering in mense lewens gekom en mense neem die Here aan, left, right en center. As jy hierdie jaar vir die Here siel wil wen, dan jy die krag van die Heilige Gees nodig. Daar's van ons wat al opnuut 'n bietjie, ek praat van doop, ek praat jy die krag, jy het weer nodig om die krag van die Heilige Gees te ontvang. Jy's kragteloos, jou powerless, jy kan nie regtig met mense mee praat oor die Here nie. Jou powerless. Daar's nie krag in jou nie. Maar die Here is vanmôre om opnuut te vul met sy krag. Die Here is vanmôre wees hier vanmôre om jou toe te rus met sy krag uit sy hoogste uit. Maar hy wil hê jy moet die plek kom dat jy concern is waar jy op die oomblik is. Hy wil hê jy moet confess met wat jy besig is. En hy wil hê jy moet weet dat dit wat hy vir jou gee, dit behoort aan jou nie. God wil dit vir jou gee sodat jy bruikbaar vir hom kan wees, sodat jy 'n asset kan wees tot die kingdom of God. Dis wat hy wil doen. Ek wil verder gaan, ek is amper klaar. Nog 'n gedagte wat my opgekom het, is die jongman het teruggekom na die plek waar die byl se steel geval het. Hy luister gehoor. Die jongman het teruggekom na die plek waar die byl se steel geval het. Kan ek weer terug na die verlore seun toe kom? Maak het nou vir jou sens wat ek gesê het net toe? As jy in die spirit is, gaan jy nou verstaan het wat ek al reeds vir jou sê. Onthou ek net gesê, toe die jongman die huis verlaat, toe het hy al reeds dit verloor wat hy ontvang het. Maar wat maak hy? Hy weet vir 'n feit van my om te recover en weer by die plek te kom waar ek moes. I need to return back. I need to return back to the place where I lost it. To the place where I lost it. Jy sien, jy moet by die plek kom en jouself ondersoek. Waar het ek dit verloor? En kom ek gaan sê waarom hierdie jongman, hy het nie notisie geneem nie. Toe hy gekap het, nie notisie geneem dat hy by los is nie. En ons in ons eie lewe, ons neem nie notisie van wat ons soms in die lewe doen nie. You need to reflect, where did I lose it? Waar het ek dit verloor? If you're honest with yourself, vraag vir jouself, is ek nog waar ek moet wees? Is ek wat die Here wil hê ek moet wees? Het ek vorentoe gegaan of is ek werklik waar gestagneer of het ek heeltemal terugbeweeg? Only you can answer it. Maar God se krag, sy Heilige Gees krag is vanmôre in die plek. Wat hy praat met ons in sy woord. En hy wil ons toerus op niets met sy krag uit die hemel uit. Maar hy wil hê ek en u moet terugkom. Come back to the place. Ons het jare terug gesing. Jy hoor waar as ek alweer, ne? Ek lyk jy ons is in die gees hier voor, man. Hulle hoor my somme, hulle smile somme. Ons het jare terug gesing. Take me back. Take me back to the place where I first, where I first received it. Vat my terug na die plek waar ek dit eerste ontmoet het. Dit is waarom die Here kom in Openbaring. Hy sê aan een gemeente, hy sê, ek het dit teen jou. Ek het dit teen jou dat jou eerste lief geleef het. Wat sê vir hulle? Keer terug. Come back. Come back to your first love. Ek het vir iemand vra vanmôre, as ek iemand vra vanmôre in die plek, sê vir die eerste keer hoe dit gevoel toe die Here in jou lewe aanneem. En sê vir my, voel dit nog steeds dieselfde soos dit daar is, of het dit verbeter? Ons sing die song, the longer I serve him, the sweeter it grows. Ek wil vanmôre vra, dieselfde liefde wat daar was, is dit sterker as wat dit was. You need to come back to the place where you first receive it. And where's that place?
Die Bybel sê die profeet vat 'n stuk hout. Hoor vanmôre dat ek sê, die profeet vat 'n stuk hout en hy gooi die hout op die water. En die yster begin drywe. Jy sien vir ek en u, as ons by die plek moet kom, die we need to get back to the cross. Ons moet terugkom na die kruis toe. Het jy gesien? Twee incidents in die Bybel. Ek probeer nog kyk of wat iets anders is, maar ek weet van die twee incidents. Die eerste incident, waar 'n hout op die water gegooi was met die bitter water van Mara. Toe die man van God, die Here sê, gooi die hout op die water, en toe die hout op die water gooi, toe raak die water soet. Hierdie ander man van die Here, hy vat 'n hout, hy gooi dit op die water en die yster drywe. Jy sien, as jy wil hê dat God miracles in jou lewe moet doen, miracles deur jou moet doen, dan moet jy by die plek kom dat die Here by die kruis jou kan restore. You need to get back to the altar. Get back to the cross. Get back to the cross. Ons moet by die kruis kom. En die probleem soms van ons is, ons like die confrontation nie. But for God to restore you, it needs the involvement of confrontation. Jy moet die ding in die oë staar. Die jongman moes besef, hy moet by die plek kom. Hy moes by die plek kom. Hy moes by die plek kom, waar hy, dit wat in sy lewe plaasvind, hy moet dit konfronteer. Do you confront your own life? Konfronteer u eie lewe. Ek wil amper sê, as ek gaan dit baie maklik maak, ondersoek jy jouself elke keer. Ek het net ook gesê, is baie maklik om ander mense te kyk en jou gevolgtrekkings maak, maar dan jou eie lewe kan jy nie jouself ondersoek en self sien waar is jy nie. Bybel sê, as jy jouself oordeel, sal jy nie geoordeel word nie. It's a moment of confrontation. You need to come to the place. Jy moet terugkom en konfronteer. Die jongman, die Bybel sê, kom aan, sy pa lankel wag. Jy sien, laat ek die ding vir iemand sê. Laat ek vir iemand hierdie ding sê. As ek kyk hy gedeelte van 'n jong ryk jongman, nie ryk man, van die verlore seun. Die pa het nooit gegaan om te soek nie. He was always on the lookout, but never went to look for him. Jy sien, die Here wil hê jy moet voel jy's gefors nie. Die Here wil hê jy moet voel uit jou gefors nie. Hy wil hê jy moet uit jou eie uitkom. Jy moet jou situation confront. Jy moet die ding mee wat jy gedeel het, jy moet dit konfronteer sodat dit met jou reggemaak word. En toe hy by sy pa kom en hy konfront sy pa, sê hy vir sy pa, hy word bewus van dit. Hy sê vir sy pa, ek het gesondig. Ek het gesondig voor die Here en voor u. Hy admit dit. Hy erken dit. You need to come to that place where you come face to face with God. Ek lag soms so wie die Israeliete was 'n tyd in die Israeliete se lewe. As ek hy dan lag ek. Toe die Here begin boel, toe sê hulle, Moses, gaan jy maar dat die Here met jou praat en met ons nie. Nou is mense wat in sonde lewe wat hy ding doen. Hy wil nie self na die Here toe kom nie. Iemand anders praat jy maar so. Because hulle was besig met afgode om te bid. Om afgode te aanbid. Ek weet nie wat se afgode ons aanbid in ons lewe nie. Ancestors en klomp goede nie. Joshua noem een ding, hy sê, jy moet kies vir wie jy wil dien. Maar in my huis, ons gaan die Here dien. Ek wil afsluit. En wanneer jy gekonfront dit, soek die Here van jou af. Total commitment. Jy moet commit to die causes.
Jy moet commit is to die cause. Ek weet nie vanmôre, ek ken nie jou lewe nie, die Here ken dit. As ons mekaar se harte wil ken dit, dan is 'n klomp moorde gewees. Die Here weet dit. Maar die Here weet dit alleen. Ons ken dit nie. Prys sy naam. Ek dink as ek is maar reg ook so. Prys sy naam. As al seker niemand op die aarde oor gewees het nie. Maar die Here ken die harte. Kyk, een ding verseker, ek wil vanmôre vir u sê, kind van God. Die Bybel sê die hart van die mens. Jeremia sê die hart van die mens is bedrieglik bo alles. Wie kan dit verstaan? Ons probleem soms is, ons volg ons hart. Nee, nou pastoor, ja, ons volg ons hart. En die Bybel, en wat sê die Bybel? Trust in the Lord with all your heart. Nee, in jou hart trust nie, as jy jou hart vertrou, dan wil ek vir jou vra, wie lei jou hart? Who's leading your heart? Baie mense gaan 'n stry van die pad af en sê ek volg my hart. En jy gehoor dat die hart, ek het nou vir jou gesê, die hart is een van die dinge wat bedrieglik is bo alle dinge. Jou eie hart kan jou bedrieg, sonder jy bewus is van dit. Dan vra jy, hoe het ek hier gekom? Because jy het jou hart gevolg. En jy het nie toegelaat dat jou hart gevolg word nie. Jou hart moet gelei word. Jy moet jou hart lei. Lei dit na die Here toe. Laat die Here jou hart lei. Niks anders nie. Laat die Here jou hart lei. Kom by die plek. En commit jouself tot die Here. En ek kan vir jou garantie, as jy dit doen, gaan die Here na 'n level toe vat in jou lewe wat jy nie kan verstaan nie. Ek lag net ook terwyl ek die declaration, ek kyk na die declaration, as iets wat ek op die einde oplet, en ek dink, hier val die dinge in my spirit in, explosive blessings. Het jy gesien wat 'n explosion maak? Het jy gesien wat 'n explosion maak? Hy destroy. Imagine jy kry blessings soveel dat jy dit kan contain nie. Maar die Here wil dit alles toesit, maar hy wil ons toerus met sy krag. Hy wil ons toerus met sy dunamis power, sodat ek en jy by die plek kan kom waar ek en u as ons skap dat dit 'n verskil kan maak. As ek in iemand se lewe kap, en ek praat nie, moenie nie vir die vlees verstaan nie. Ek praat wanneer jy impak maak en jy deel met iemand, jou woorde dra krag, dit verander daai persoon se lewe. Dit verander daai persoon se omstandighede wanneer jy met daai persoon in kontak kom. Prys sy wonderlike naam. Gebed van my hart is dat die Here vir ons sal help, dat ons by die plek sal kom waar ons op vertrou en opnuut sal kom na die altaar, dat die Here met ons kan praat, ons vul met sy krag, sodat ons opnuut sy werk kan doen. Kom ons sluit ons oë. Ek wil vir iemand vanmôre vra, as jy by die plek waar jy is, as God vanmôre met jou gepraat het en jy voel dat jy nie meer die krag in jou het wat jy het nie, ek wil as iemand in die plek, ek wil dit noem, as iemand in die plek, jy het jou vrymoedigheid totaal en al verloor. Weet jy waarom? Jy het toegelaat dat die vyand inkom en dit van jou ontneem. Maar God wil jou restore. But you need to come to the altar so that God can change you, can fill you, so that you can make a commitment again to His word. Kom ons sing 'n lekker koortjie.